Dit is 'n baie groot voorreg om weer vir u te sê baie welkom by ons gemeente se erediens wat op beide Facebook en YouTube beskikbaar is. Ons moedig ook mense aan om indien daar iemand is wat jy weet wat dalk 'n boodskap nodig het of dalk op die oomblik nie by 'n kerk of gemeente kan inskakel nie, dat jy die boodskappe ook sommer vir hulle aanstuur. Dit is nogal 'n baie effektiewe metode om self deel te neem aan die uitbrei en die verkondiging van die woord in 'n lekker maklike en eenvoudige manier waarop die tegnologie vir ons baie goed gesind is. Ja, tyd stap verskriklik vinnig aan, die Paasnaweek is eintlik verby, maar ons is nog steeds in hierdie hele denkraamwerk van die kruisiging en die opwekking van Jesus, en wonderlik om met hierdie temas te kan besig wees in en uit sy woord. Ek bid dat dit met jou goed gaan, daar waar jy is. Kom ons word saam stil voor die Here. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede. Dit kom van God, ons Vader, en van die Here Jesus Christus, wat opgewek is uit die dood, deur die werking en oortuiging van God, die Heilige Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here, in ons gebed wil ons begin deur U te aanbid en te erken as ewige, ware, lewende God en meer uitdruklik uitgespel as die Christus, die Verlosser, die beloofde Messias van die Ou Testament, wat deur die Vader na die wêreld gestuur is, en wat aan die kruis gesterf het, en deur 'n magsdaad van die Vader opgewek is uit die dood, en wat opgevaar het na die hemel, en wat toe God die Heilige Gees uitgestort het, om naby aan ons te wees, by ons te wees, en ons te oortuig van die waarheid. Ons aanbid U as ware en enigste Here. Saam met ons aanbidding is daar altyd die behoefte om dankie te sê, en daar is so baie om voor dankie te sê. Dankie, Here, vir die goedheid, die genade, U sorg, U liefde, U troos, U seën in ons lewens. Oral waar ons kyk, is daar net tekens van seën. Dan aan die ander kant ken U ons bekommernisse, ons vrese, ons landse situasie, ons eie persoonlike situasies, uitdagings. Dankie dat dit ook vir U belangrik is, en dat ons ook met U daaroor kan praat. Help ons elkeen, waar ons onsself ook al bevind. Here, dan wil ons vandag weer stil staan by die woord, en by die hele kwessie van die opwekking uit die dood. Ons wil bid dat U deur die woord en deur die Gees en deur gesonde verstand vir ons hierdie boodskap sal oopsluit. Ons vra dit in afhanklikheid van U en op grond van die feit dat U reeds die oorwinnaar is. Hoor ons asseblief. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vandag 'n baie kort gedeelte, en dit uit 'n boek wat ons nie so baie lees nie, 1 Petrus hoofstuk 3. Ek gaan net daar lees vers 15 tot 16a, en dan eintlik is ons kerngedeelte net een sin binne hierdie 1,5 vers. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God.
En dan die kernsinnetjie, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Iemand het eendag 'n baie mooi en 'n baie waar ding gesê, en dit gee vir ons almal nogal duidelikheid, want ons moet duidelikheid hê oor waartoe ons geroep is. Die persoon het gesê ons is nie geroep as regters nie, want ons hoef nie die oordeel te vel nie. Ons is nie geroep as advokate nie, want ons hoef nie God te verdedig nie. En baie keer wil ons God verdedig, wanneer mense kritiek het, of twyfel, of aanklagte teen God het. Ons is slegs geroep as getuies, om getuies te wees. Nou in aansluiting hierby, wil ek die volgende sê. Om oor godsdienst te stry, is 'n futiele oefening. En ek wil een of twee redes daarvoor uitlig. Die eerste is, wanneer ons oor godsdienst stry, dan wek ons net by die ander persoon verdedigingsmeganismes op. En later gaan dit so dat mense nie meer na mekaar luister nie, maar net fokus op hulle eie teenargumente. Die tweede is dat ons moet nooit ons rol oorskat en dink dat ons die vermoë het om enige iemand te oortuig van die waarheid van die evangelie, of die waarheid van God, of die waarheid van die opwekking van Jesus Christus nie. Daardie oortuigingswerk lê net by God, die Heilige Gees. Maar nou kry ons tog hierdie pragtige riglyn wat Petrus in sy brief gee. Net weer daai kernsin. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wat is die kern van ons antwoord? Wat is die kern van ons getuienis? Wat is die kern van die boodskap wat ons aan ander mense in die wêreld verskuldig is? Ek dink in 'n neutedop dat Jesus Christus ter wille van ons gekruisig is, gesterf het, maar toe opgewek is uit die dood. Ek wil waag om te sê ons geloof staan en val by ons geloof oor die opwekking van Jesus. Daar's 'n magdom van onderwerpe in die Bybel en in ons geloofslewe en in godsdienst waaroor ons onseker kan wees en waaroor ons kan stry en so meer en so meer en so meer. Maar ons geloof staan en val by ons oortuiging dat Christus uit die dood opgewek is. En vandag wil ek stil staan by ons antwoord ten opsigte van die opwekking van Jesus. As dit dan die kern van ons geloofsoortuiging is, wat is die kern van ons antwoord? Wat antwoord ons mense wat vir ons vra oor hierdie hoop wat in ons lewe? Want die hoop wat in ons lewe daar juis op grond van die opwekking van Jesus. Ek gaan die tema behandel onder 4 hoofpunte en dit is uit die aard van die saak 'n leerdiens. Die eerste punt wil ek net so 1 of 2 opmerkings maak oor buite Bybelse bronne. Tweedens oor negatiewe argumente ten opsigte van die opwekking. Derdens positiewe argumente ten opsigte van die opwekking. En dan in die 4de hoofpunt 'n metafoor gebruik van 'n hofsaak en die verloop daarvan. Ons eerste hoofpunt is baie kort en kernagtig. Buite Bybelse bronne. Nou onthou, ons vertrekpunt is dat vir ons as Christene is die Bybel God se gesagvolle woord. Dis ons belangrikste bron. Dit is op grond waarvan ons
hoor wat is wat en getuig wat is wat. So in 'n sekere sin belangrik om die begin te sê, ons het nie ander bronne nodig nie. Die Bybel is vir ons genoegsaam die woord van God. Daarin leer ons wat ons nodig het om te weet. Wat is nodig in ons verhouding ten opsigte van God? Wat is nodig om te weet en te verstaan ten opsigte van ons verlossing? Maar onthou, baie mense is dan of nie gelowiges nie, of baie skeptiese gelowiges. En van hierdie mense vra vir ons 'n antwoord oor die hoop wat in ons lewe. Maar hulle aanvaar nie die Bybel as die gesagvolle woord van God nie. So hulle is skepties oor die inligting wat ons in die Bybel kry, en dit is nie vir hulle genoegsaam nie. Daarom is dit belangrik om ook te weet dat daar buite Bybelse bronne is. Ons noem hulle ook geskiedskrywing. Beide die Romeinse geskiedskrywers, sowel as die Joodse geskiedskrywers wat nie Christene was nie, skryf ook oor die lewe van Jesus as rabbi in Jerusalem, in Israel, in daardie spesifieke tydperk van die geskiedenis. Verder skryf hulle oor die verhoor van Jesus deur die goewerneur Pontius Pilatus. Dit was opspraakwekkend. Hulle skryf oor die gebeure en die kruisdood van Jesus. En sommige vermeld selfs die opwekking van Jesus en hoe dit sy volgelinge se optrede beïnvloed het en hoe hulle die boodskap uitgedra het. Hulle skryf oor die fenomenale reaksie op die verkondiging van die evangelie. Hoe die kerk net eenvoudig gegroei het teen 'n tempo wat jy nie kan beskryf nie en met niks anders kan vergelyk nie. Hulle skryf oor die feit dat hierdie apostels wat die boodskap verkondig het, vervolg is, gemartel is, gedood is op verskeie maniere. So ons eerste punt is net dat ons moet weet, daar is ook buite Bybelse bronne geskryf deur nie-gelowiges wat die gebeure histories veranker. In ons tweede hoofpunt staan ons 'n bietjie stil by negatiewe argumente ten opsigte van die opwekking. Dit is argumente soos dat Jesus nie regtig dood was nie, dat dit 'n skyndood was, of dat hy maar net in 'n koma gegaan het. Dan volgde daarop dat sy liggaam deur sy volgelinge gesteel is en dat die stories wat hulle versin het om te sê dat Jesus opgewek is uit die dood en dat hy lewe, dat dit een groot bedrogspel was. Nou ek dink 'n mens moet, al is dit nie lekker nie, moet jy hierdie negatiewe argumente tog ernstig opneem voordat jy daarop probeer antwoord. Ek wil op die negatiewe argumente antwoord met 6 kort kernagtige teenargumente. Die heel eerste is dat die kruisiging was 'n doodsvonnis. Die kruisiging was net die manier waarop hierdie doodstraf uitgeoefen was. Mense is nie tot kruisiging gevonnis nie, jy is tot die dood gevonnis. En die manier waarop jy doodgemaak sou word, is deur die kruisiging. Met dit in ag geneem, is dit absoluut logies dat Pilatus, toe hy versoek is om die liggaam van Jesus aan hulle te gee, sodat dit nie oor die Sabbat aan die kruis bly hang nie, onder geen omstandighede die liggaam van Christus sou gegee het aan sy volgelinge, indien Jesus nie dood was nie. En sy soldate bevestig en moet bevestig dat Jesus dood is voordat hulle hom van die kruis afhaal en aan Jesus se volgelinge oorhandig. Die tweede is nog 'n logiese vraag. Sou iemand wat so erg gemartel was en tot so 'n mate verswak was,
enigsins binne 2 nagte en 1 dag in 'n yskoue rotsgraf, dit was winter daai tyd, volkome sou kon herstel om die Sondag te kon verskyn aan mense. In die derde teenargument moet ons vir 'n oomblik stil staan by die sogenaamde getuienis van die soldate wat die graf bewaak het. Onthou, die Joodse Raad het vir Pilatus gevra dat hy 'n aantal wagte sou stuur om die graf te bewaak, omdat Jesus voor sy dood gesê het dat hy uit die dood sou opstaan. En die Joodse Raad wou nie enige kans vat dat daar stories kon ontstaan na die tyd nie. Maar kom ons kyk na die getuienis van die wagte en ons toets dit. Ek lees dit uit Matteus 28 vers 11 tot 15. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê: "Julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie." Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Nou, hier is 2 aspekte. Die een is die implikasie was dat 'n paar eenvoudige volgelinge van Jesus 'n klomp soldate, gewapende soldate, sou kon oorrompel en Jesus se liggaam steel. Die tweede inkonsekwensie is dat geen hof sal ooit getuienis aanvaar wat 'n mens gee van iets wat gebeur het terwyl jy geslaap het nie. Hulle sou hoogstens kon sê hulle het aan die slaap geraak. En toe hulle wakker word, was die graf oop en die liggaam was weg. Jy kan nie getuig van wat het gebeur terwyl jy geslaap het nie, want jy het geslaap. 'n vierde teenargument is dat ons moet onthou dat Jesus se disippels self verstom was oor sy opwekking. Onthou, hy het hulle probeer voorberei daarvoor, maar hulle daai goed het nooit ingegaan nie. Hulle kon hulle dit nie voorstel nie en hulle het nie geweet wat om daarvan te maak nie. So selfs die volgelinge van Jesus was huiwerig en skepties om te glo dat hy opgewek is uit die dood. En die duidelikste voorbeeld daarvan is natuurlik Thomas. Toe die ander, nadat Jesus aan hulle verskyn het, toe hy nie by hulle was, vir hom sê, Thomas, die Here leef, Jesus leef, het hy gesê, ek sal dit nie glo, voordat ek nie my vingers in die wonde in sy hande, en my hand in die wond in sy sy gesteek het nie. So as hierdie 'n bedrogspel was, sou die disippels nie so verstom gewees het nie. Die 5de argument is baie belangrik. Jesus se apostels sterf feitelik almal 'n martelaars dood. Met ander woorde, hulle is op 'n stadium gevang, gemartel, voor 'n keuse gestel om te sê dit is nie waar dat Jesus uit die dood opgewek is nie en te erken dat dit 'n bedrogspel was. Nou moet ons osself die vraag afvra. Indien dit van die apostelse kant af 'n bedrogspel was, is dit moontlik dat nie een van hulle wat gemartel is op 'n stadium sou krak nie. Dat nie een van hulle op 'n stadium terwille daarvan om te oorleef sou sê, wag, ek is bereid om te erken, dit was 'n bedrogspel, kom ek vertel vir julle wat het gebeur en waar het ons die liggaam van Jesus weggesteek nie. In ons moderne tyd gebeur dit baie keer dat 'n groep mense aangekla word en een of meer draai as staatsgetuies, met ander woorde sê, terwille van 'n ligter vonnis is ek bereid om die waarheid te vertel en die ander uit te lewer. Dit gebeur nie. Dan die 6de en laaste teenargument
Indien die storie oor die opwekking van Jesus 'n bedrogspel was, dan het 12 relatief ongeskoelde navolgers van Jesus dit reg gekry om die Romeinse Ryk en die Joodse Raad uit te oorlê. Want al wat die Joodse Raad of die Romeinse regering nodig gehad het om die storie van Jesus se opwekking in die kiem te smoor, was die liggaam van Jesus. Sou hierdie 12 volgelinge die liggaam van Jesus suksesvol kon steel en wegsteek en daarmee wegkom. Derdens staan ons stil by die positiewe argumente, en dit berus natuurlik op die getuienis wat ons in die Nuwe Testament self kry. En vir ons is dit betroubare weergawe. Een argument is Jesus se verskynings vind plaas oor 'n periode van 40 dae. Nou, binne die mediese wetenskap, ook die sielkunde en so meer, is daar baie mense wat vir jou sal sê dat na iemand se dood sal familielede partykeer hallusinasies beleef, visuele of auditiewe hallusinasies. Hulle sal dink dat hulle die persoon gesien het of gehoor het. En die mediese wetenskap beskryf dit as hallusinasies. Maar die feit van die saak is, niemand hallusineer vir 'n periode van 40 dae nie. En wanneer mense hallusineer, is dit een op 'n slag. Dit is nooit 'n groep nie. Jesus verskyn nie net aan 'n individu nie, hy verskyn ook aan groepe. So daardie argument val heeltemal plat. 40 dae is 'n baie lang tyd, waarin Jesus by verskeie geleenthede aan 'n baie groot verskeidenheid mense verskyn. Tweede argument is dat Paulus noem vir ons 1 Korintiërs 15 sommer die name en die volgorde waarin Jesus aan mense verskyn het. En dan sit hy by op 'n stadium aan meer as 500 mense. 'n derde argument is dat mense nie net gesê dat hulle Jesus gesien het of hulle kon verbeel dat hulle gesien het nie, maar dat hulle aan hom kon raak, dat hulle met hom kon praat, dat hulle kon seker maak, en dat hy soms saam met hulle of voor hulle iets geëet het, om hulle te oortuig dat hy nie 'n gees of 'n spook is nie. Dan is daar 'n baie belangrike argument, en dit is die radikale verandering wat daar plaasgevind het by hierdie getuies. Die mense aan wie Jesus verskyn het na sy opwekking, se lewens het radikaal verander, hulle almal sin. Maar kom ek noem terwille van die tyd net 2 van die duidelikste en bekendste voorbeelde. Dink aan die radikale verandering wat daar by Petrus plaasgevind het. Die nag waarin Jesus in hegtenis geneem is en verhoor is, vlug hy en die ander, omdat hulle gevrees het dat hulle ook in hegtenis geneem sou word en waarskynlik ook aangekla en doodgemaak sou word. Maar Petrus vlug nie net nie. Hy is so vreesbevange dat hy 3 maal vir Jesus verloon, daai bekende en intense hartseer verhaal van hoe hy gekonfronteer word, maar jy was ook een van hulle, sy volgelinge, jy was by hom en hy sê, julle weet nie waarvan julle praat nie. Ek het die man nooit geken nie. Daardie bang, verlonende Petrus, van hom lees ons bietjie meer as 50 dae later, dat hy voor die Joodse Raad staan waar hulle gedaag word en verbied word om in die naam van Jesus te preek. En dan is Petrus die segman wat sê, al maak julle ons dood, ons kan nie anders nie, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. En daarom gaan hulle voort, vreesloos, om Jesus as die opgewekte Here te verkondig. Die tweede baie duidelike voorbeeld
is die radikale omkeer in Paulus se lewe. En nou moet ons heel eers sê, waar Petrus nog 'n volgeling van Jesus was, moet ons altyd onthou, Paulus was nie net nie 'n volgeling van Jesus nie. Paulus het die oortuiging gehad dat hy hierdie vals godsdiens, hierdie vals storie dat Jesus opgewek is uit die dood, dat hy dit in die kiem moes smoor. En daarom het hy dit sy lewenstaak gemaak, om van sinagoge na sinagoge na sinagoge te gaan, om Christene uit te sniffel, te konfronteer, en indien hulle sou bely dat Jesus opgewek is uit die dood, hulle in die tronk laat stop het, en baie van hulle is daarna doodgemaak. So Paulus, moet ons altyd onthou, was in die oorspronklike begin, nie 'n navolger van Jesus nie, maar 'n direkte teenstander van Jesus. En wanneer Jesus dan aan hom verskyn, op die pad na Damaskus, dan draai Paulus 180 grade om. En vir die res van sy lewe ly hy en sterf hy uiteindelik vir die belydenis dat Jesus Christus die opgewekte Here is. In 'n vierde en laaste hoofpunt, kom ons gebruik wat vir ons 'n baie bekende metafoor is van 'n hofsaak. Nie enige hofsaak nie, 'n moordsaak. 'n Saak waar iemand aangekla is van moord. Nou, in enige moordverhoor wil ek 2 dinge uitlig oor wat altyd geldig is ten opsigte van die regter. Die eerste is die verantwoordelikheid van die regter en die tweede is die dilemma van die regter. Ons weet dat wanneer 'n regter 'n moordsaak verhoor, draai die verantwoordelikheid om aan die einde van die verhoor 'n uitspraak te maak. En daai uitspraak kan net na een van 2 kante toe gaan. Of hy maak 'n uitspraak dat hierdie persoon onskuldig is en as 'n vry man of vrou uit daai hof uitstap. Of die bevinding is, ek bevind jou skuldig aan moord en vonnis jou dienooreenkomstig. Dis die regter se verantwoordelikheid. Wat is die regter se dilemma? Hy was nie daar toe die beweerde moord gepleeg is nie. As regter, as hy met die saak begin, weet hy nie wat het regtig gebeur nie. En dan gebruik die regter 'n baie spesifieke metode om te bepaal wat het regtig gebeur by die gebeure waarvan hierdie persoon aangekla is. En die metode wat die regter gebruik is, hy luister na getuies en hy beoordeel die getuies se getuienis. Nou mens kan hierdie baie ingewikkeld maak, of jy kan dit baie eenvoudig maak. Ek kies om dit baie eenvoudig te verduidelik aan die hand van 3 absoluut logiese beginsels, wat die regter sal toepas in sy aanhoor van die getuienis en sy beoordeling van die getuienis. Die eerste is, regters maak 'n beoordeling of 'n bevinding ten opsigte van die betroubaarheid van getuies. 'n Regter sal soms sê dat 'n getuie was nie betroubaar nie. Sy getuienis was inkonsekwent. Of, kom ons stel ons nou voor, 'n moordverhoor en 'n dwelmverslaafde wat aan die slaap geraak het op 'n bankie in 'n park, getuig van dat hy 'n skoot gehoor het en daarna het hy iemand sien hardloop en hy dink dit is hierdie persoon wat die moord gepleeg het. Sou so iemand 'n betroubare getuie wees, en daar's ander maatstawwe om ander getuies as betroubaar te beoordeel. So, die regter moet werk en sif om te werk met betroubare getuies. Die tweede is, die verskillende getuies se getuienis moet ooreenstem. Ek bedoel, dis net logies. Of daar nou 2 of
20 of meer getuies is. As die getuies se getuienis nie ooreenstem nie, kan dit nie lei tot 'n veroordeling nie. Byvoorbeeld as die een sê, die skoot het geklap toe hierdie persoon vermoor is, en dit was in die oggend, ongeveer 10 uur. En iemand anders sê, nee, die skote is gehoor ongeveer 2 uur die middag. En as iemand sê dit was 'n Dinsdag, en iemand anders sê dit was 'n Donderdag, gaan die regter daai getuienis verwerp en nie as betroubaar in ag neem nie. Betroubare getuies se getuienis moet ooreenstem. Selfs al het hulle uit verskillende perspektiewe of hoeke hierdie saak gesien of gehoor, moet dit konsekwent wees. Die derde is natuurlik dat regters onderskei tussen hoorsê getuienis, omstandigheidsgetuienis en die getuienis van 'n ooggetuie. Ek wil die mooi Engelse woord gebruik om te sê dat vir 'n regter is die ultimate as hy een of meer ooggetuies kan kry om te getuig. Byvoorbeeld, iemand wat sê, edelagbare, ons bly in dieselfde woonstel as waar die persoon vermoor is en hierdie persoon wat aangekla word van die moord. Ons woon in dieselfde woonstelkompleks en ek het die aand 10 uur 'n verskriklike ewige rusie gehoor. En ek wou nou nie inmeng nie, maar ek het tog besluit om nader te gaan uit my woonstel uit en by die woonstel se venster te gaan inloer. Edelagbare, en toe sien ek hierdie man wat beskuldig word van die moord en sy vrou in 'n ewige rusie gewikkel. En die volgende oomblik, toe sien ek hoe die beskuldigde daai 9mm pistool wat hier uitgestal word as bewysstuk uit sy holster trek en 3 skote skiet. En toe het ek gesien die persoon vlug. En toe het ek om die hoek gaan loer en toe sien ek hy hardloop uit en hy gooi die vuurwapen in 'n vullisdrom. Die vullisdrom wat die polisie aangedui het, hulle later die vuurwapen in gevind het. Dan sal die regter uiteindelik 'n uitspraak maak. Sy uitspraak sal wees, en ek wil die woorde aanhaal van die liedjie en die kinderliedjie in ons kerk, al was ek nie daar nie. So die regter se uitspraak daarop neerkom, al was ek nie daar nie, ek bevind jou skuldig aan die moord. En ek bevind jou skuldig op grond van betroubare getuies, wie se getuienis ooreengestem het, en op grond van ooggetuies se getuienis. Ek wil afsluit. Het Jesus regtig gesterf? Is hy regtig opgewek uit die dood? Ek glo dit. Ons glo dit. Op grond waarvan? Ons glo dit op grond van die feit dat die mense wat hieroor getuig het, betroubare getuies was. Hulle was mense wat vir 3 jaar, dag en nag aan Jesus se sy was. Alles beleef het, saam met hom. Wat daar was toe hy in hegtenis geneem is. Wat daar was toe hy verskyn het van die Sondag af. Betroubare getuies. En hulle getuienis stem ooreen. Almal sê, die Sondagoggend was die graf leeg. En derdens, hulle was ooggetuies. Jesus het aan hulle verskyn. Hulle het die geleentheid gegee om aan hom te vat.
saam met hom te eet, seker te maak dat hy lewe. En hulle lewens het radikaal verander. Die res van hulle lewens was gewy aan die verkondiging van die opwekking van Jesus en die implikasies daarvan. En daarvoor het hulle lewe gegee. Of beter gestel, moes hulle met hulle lewe betaal vir daardie getuienis. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Het jy al hierdie antwoord vir jouself uitgesorteer? Het jy duidelikheid oor jou oortuiging dat Jesus die opgewekte Here is? En is jy gereed en is jy bereid om hierdie getuienis uit te dra? Amen. Here, ons dankie vir die oortuigingswerk wat net U as Heilige Gees in ons lewe, harte en verstand kan doen. Maar dankie Here dat ons getuienis en ons oortuigings nie berus op emosies of enigiets anders nie, maar ook op logiese feite en histories verankerde feite. Help vir ons om nooit verskonend te wees oor ons geloof dat U die opgewekte Here is nie. Ja, gee dat ons, soos Petrus hier skryf, ons antwoord in beskeidenheid sal gee en met alle eer aan God. Maar gee dat ons nie huiwerig sal wees nie, die twyfelagtige getuies sal wees nie, maar met die oortuiging wat U in ons werk, sal getuig. Here, ons bid vir elkeen wat nog nie die lig gesien het nie, om die lig te sien. Ons bid dit in U naam. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die opgewekte een, en die liefde van God, ons Vader, die genadige een, en die teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, die oortuigende een, bly by jou. Amen.